God weeg ons motiewe. Alles wat hy doen, kan vir die mens reg lyk. Die Here weet egter waarom hy dit alles doen. Hoe vinnig is ons tog om die motiewe van ander te bevraagteken? Tog is ons so stadig om ons eie te bevraagteken. Wanneer ander ons skade aandoen, kan ons die ergste bedoelings aanneem. Wanneer ons self die skuldige is, verskoon ons dikwels ons oortredings en kom tot die gevolgtrekking dat ander net heeltemal te sensitief is. Ongeag hoe ons motiewe monitor, weeg God dit in sy weegskaal van geregtigheid. Dit is nutteloos om God te probeer mislei met ons vroom regverdigingetjies, want hy sien alles wat in ons harte aangaan. Is dit moontlik om die regte ding vir die verkeerde rede te doen? Baie beslis. Jy kan selfs eredienste bywoon met 'n hart wat ver van aanbidding is. Lees maar net in Jesaja. Kan jy besorgdheid oor die armes toon en tog 'n hart hê wat teen God is? Judas het. Kan jy dapper stellings van liefde vir Christus maak en eintlik die werk van Satan help? Petrus het. Kan jy offers in God bring en in totale ongehoorsaamheid aan hom wees? Koning Saul het. Kan jy met die verkeerde motiewe bid? Jakobus het gesê jy kan. Baie dinge veroorsaak dat ons doen wat ons doen. Ons kan gemotiveer word deur goeie dinge soos liefde vir God, deernis, vrygewigheid en geloof. Maar ons optrede kan ook uit ongesonde motiewe soos trots, onsekerheid, ambisie, welis, gierigheid, woede, vrees en seerkry kom. Dit is selfs moontlik om die beste dinge te doen op grond van die slegste motiewe. Wanneer die Here ons motiewe meet, soek hy een ding: liefde. Alles wat ons doen, moet voortspruit uit ons liefde vir God en vir ander. Van vandag af sal ek tyd neem in die woord van God om verby my optrede te kyk, om uit te vind watter motiewe daarachter skuil. Ek sal God vra om my te wys wat hy sien, wanneer hy my motiewe ondersoek. Mag God ons almal help en ons lei. God ondersoek ons motiewe.